nie 'n God nie. Ons dien die God. Dink 'n bietjie as ons dit vir mekaar sê, ons dien die Vader wat alles geskaap het. Ek dink partykeer, ek weet nie van julle nie, maar partykeer dan slaan 'n realiteit jou. Kom julle dit ook oor? Dat jy kan aan 'n ding dink vir jou hele lewe en dan eendag dan slaan die realiteit jou van iets. En een van daai realiteite is wanneer ons agterkom, hoorie maar ons bid en ons praat met die Here en dan eendag dan kry jy net 'n ervaring. En die Engels gebruik 'n woord, hulle noem dit you get a realization. 'n Besef wat jou net tussen die oë slaan, dat jy besef, maar God is God. Dis nie net van God is daar nie, maar hy is God. Wat vir my baie interessant is om te dink dat God is alomteenwoordig. So waar ook al jy gaan, is God daar. En dan vir een of ander rede, as ek my woord lees, dan sien ek dat hulle het in God se teenwoordigheid opgedaag. In Job, dan sê hy, die seuns van God was by mekaar. Ek kan nou nie onthou of engele was of seuns van God nie, maar dan sê dit dat die duiwel het ook daar opgedaag. God is alomteenwoordig, wat vir een of ander rede praat hulle van dat hy het verskyn voor God. So daar is 'n punt van God is in jou hele lewe en God is naby jou die heeltyd, maar daar is 'n punt waar jy jou gedagtes na hom toe moet draai en hom moet eer. En dis hierdie God wat ons dien en oor wie ons praat en vanmôre gaan ons gesels oor om te wag in die lig van die opstanding. Nou in 'n mate praat ons bietjie vooruit, want in 'n mate sou ons meer hieroor gepraat het in daai week vandat Jesus opgevaar het, want hy het vir hulle gesê hulle moet gaan wag, so julle sal nou verstaan hoekom ek dit sê. So ou sou in daai tyd baie fokus daarop, maar ons gaan so lank vanmôre daarop fokus, want dit is in die lig van wat gebeur het laasweek. In die lig van die opstanding, waaroor ons daaroor praat. Ek wil vir jou vra, wie van julle ken 'n paar spreekwoorde oor om haastig te wees? Eerste spreekwoord. Haastige hond verbrand sy mond. Ek wil net sien wie was al 'n haastige hond. Ek moet altyd my hande, bene, alles opsteek, want ek doen dit nogal baie. En baie keer verbrand ek my mond, of vir die Engelse mense. Fools rush in, julle gaan nou dink ek quote vir Elvis, nee. Fools rush in, where angels fear to tread. Want ons is geneig, ou het partykeer hierdie geneigtheid om in 'n situasie in te gaan, en jy's haastig, maar die Engels sou nie eens daar gegaan het nie. Want hulle is bietjie wyser as ons. So dit is 'n bietjie oor haastigheid. Nou, in hierdie tyd waar ons nou is op pad na die uitstorting van die Heilige Gees, wil ons kyk na die feit dat Jesus gesê het, hulle moet gaan wag. En dis nodig dat ons sal verstaan, wag is nie onnodig nie. Wag is nie onnodig nie. Ek neem aan, julle ouers het baie keer vir julle gesê, wag. Wag net. Hoeveel keer het ons vir ons kinders gesê, wag net. En dan besluit hulle om nie te wag nie. En weet julle wat s'ie gemors as 'n ou dan nie wag nie, is dat jy verloor dit wat jy moes gekry het, en dan uiteindelik wanneer jy kry wat jy moes kry, dan kry jy net die helfte daarvan. Hallo? Dis amper soos nou in Suid-Afrika, jy kan, hulle sê, daar's nou 'n potstelsel. Nou trek al 'n klomp ouens pensioen uit hulle
Maar nou, omdat hulle haastig is, nou maak hulle hoeveelheid geld aan die einde van die dag minder. En dis tipe van wat baie keer met ons gebeur. Nou in Handelinge 1 vers 4, is die stuk waarna ons nou gaan verwys is, Jesus sê vir hulle moenie van Jerusalem weggaan nie, maar hulle moet wag op die belofte van die Vader. Nou kom ek gee gou vir julle net so 'n stukkie konteks, wat ek self nie aan gedink het tot gister nie. Want ek dink, okay, Jesus sê vir hulle moet wag en ons weet hulle moet wag vir die Heilige Gees. Maar die konteks is, Jesus en sy disippels het vir die afgelope 3 jaar het hulle saam tyd spandeer. Hulle het reg deur Judea in omstreek het hulle gewandel. Jesus het wonderwerke gedoen. Jesus het mense genees. Jesus het gepreek oor die koninkryk en dan was Jesus nou natuurlik toe hy in Jerusalem aankom, was hy gevange geneem, né? Nou wat gebeur is, as hulle die feeste hou, dan word die feeste gehou in Jerusalem. So, die Paasfees met die Paaslam is gehou in Jerusalem, want dit was die Jode se hoofstad. Al was hulle ingeneem deur die Romeine op daardie stadium. So hulle gaan Jerusalem toe om by die tempel te kom vir die offers en vir die Paastyd en die Paaslam en dan natuurlik weet ons dat in daai selfde naweek word Jesus op dieselfde tyd gekruisig as wat hulle die Paaslam dan nou slag in die tempel. Maar ons weet Jesus staan op. Nou later, nou kom Jesus, nou sê vir hulle moenie weggaan van Jerusalem af nie. Dit klink so, okay. Maar hier's die ding. Hulle eerste reaksie was, hulle wou terug gaan na hulle werk toe. Alles wat Jesus vir hierdie 3 jaar geleer het, wou hulle net so prys gee en weggaan, en hulle wou terug gaan werk toe. Hulle het nie in Jerusalem gebly nie. So eenvoudig soos dit. En Jesus sê vir hulle, okay ouens, maar ek wil nou nie hê julle moet teruggaan Judea toe na jou vissersnette toe en Galilea toe en gaan doen wat julle gedoen het nie. Hy sê vir hulle, ek wil hê julle moet julle aandag van dit af wegdraai en julle moet gaan wag in Jerusalem vir die belofte. So daar's 'n rede voor. 'n Partykeer het ek en jy nodig om 'n bietjie uit ons normale omstandighede uit te kom om te ontvang wat die Here vir my wil gee. Ons dink partykeer ek moet besig wees en dan moet die Here eintlik nou net my kom sê, hoor hierso, ek wil nou dit hê. Maar baie mense en meeste mense wat God vind hom omdat hulle hom soek. Hulle kry hom omdat hulle hom soek. So, die interessante ding is dat die disippels het dit nie eens besef nie, maar hulle het seker die grootste gebeurtenis in die hele mens se bestaan beleef, toe Christus gekruisig was. So hulle dink, hulle het net iemand gesien wat gekruisig is op die wreedste manier wat daar kan wees, wat gekruisig het, en toe staan hy nou op, maar hulle besef nie wat dit beteken vir die mensdom. En nou moet Jesus vir hulle sê, in die lig van hierdie gebeure, moet julle gaan wag, want daar is meer as dit wat julle gesien het. En dis wat ek wil hê jy moet weet vanmôre, dat as God vir jou en vir my sê, ek moet wag, dan sit omdat hy meer in store het, as wat jy dink. He's got so much more in store. En wanneer ons kyk na die woord, kan ons kyk na 'n paar mense. Abraham. As jy wil praat van wag, dan wil ek weet, 'n manne, hoeveel van julle het gewag tot jy 100 jaar oud is, voordat jy jou eerste kind gehad het? En ek praat nie van jy het hom aangeneem. Mamas, wie van julle is al 90 hier, as ek mag vra? Mara, ek het nie geweet jy is al 90 nie. Ek dink jy is nog 20. Maar die funny ding is, dames, julle wat hierso sit, as een van julle 40 is, dan sê jy, nee, ek wil nie weer 'n kind hê nie. Hallo? Jy wil met die klein kinders speel, maar jy sien nie kans om weer self 'n kind te hê nie. En hier kom 'n vrou op 90,
God laat hulle wag tot op 90. Here, asseblief, my naam is nie Abraham. Ek dink Alida sê ook asseblief, Here, ek is nie Sarah nie. Want ons wil nie dit sien nie. Josef, het julle al Josef se storie gelees? Hy sien die belofte want hy droom dit. En hy weet nie wat dit beteken nie, maar hy sê dit vir hulle. En dit kry hom in die moeilikheid soveel so dat hy elke keer in die tronk gegooi word. En omdat hy die regte ding wil doen, dan word hy weer in die tronk gegooi. En op die regte tyd, sorg God dat daai wagtydperk verby is en nie net hy word gered nie, maar hele volk word gered. En net so tussen jou en my, nie net nog 'n volk nie, 'n hele streek word gered, want almal het Egipte toe gekom as gevolg van dit. Omdat God een man op 'n plek gesit het en hy moes wag. En hoor nou hierso, Josef moes 'n klomp ongemak verduur. Ek weet nie of dit net ongemak is nie. Dis my baie meer as net dit as jy in 'n tronk gegooi word en jy onskuldig aangekla word, nê? En tog gebruik die Here sy ongemak om almal te red. Partykeer dan is ons baie, nie julle nie, maar ek veral, dan raak ek ongemaklik, dan dink ek, hierdie is unfair. Dis nie lekker. Maar ou besef nie, partykeer is die ongemak wat die Here jou laat toegaan in hierdie wagtydperk, iets wat vir ander mense redding beteken. Ek weet nie of jy al gebly het tussen 'n klomp ouens wat middelik gebruik wat hulle laat goeie sien nie. Ek sê dit mooi, nee. En wat hulle laat giggel en lag en dis slaai wat hulle laat giggel, maar hulle eet dit nie. En te voel hierdie ouens verdruk jou en haal jou uit en alles. Maar in daai wagtydperk is dit ongemaklik. En dan eendag, dan sal 'n dag wat 'n ou by jou opdaag en sê, hoorie, maar ek wil na jou luister, want daar's iets anders te hier. Nie omdat jy oulik is nie, maar omdat die Here in jou lewe werk. Dawid. Dawid se storie is vir my een van my gunstelinge gewees toe ek 'n kind was om te lees. So ek kan jou omtrent alles van Dawid vertel. En wat vir my ongelooflik was hoe dat Dawid geweet het, hy is die gesalfde van die Here en hy het homself nie aangestel nie. Hy het homself weerhou daarvan tot die tyd wat die Here daar bepaal het dat hy as koning moet aangestel word. En so, tussen jou en my, hy moes 'n klomp oorloë veg. Hy moes hardloop vir sy lewe, hy moes in grotte slaap. Die ouens wat om hom was, net so, as jy dit nie geweet het nie, die ouens wat saam met hom beklei het, was al die washouts en al die ouens en die kriminele wat weggegooi was, wat nie meer kon bly tussen hulle eie mense nie, want eintlik was hulle die slegte ouens. Dit was die gang members, as ons dit so kan noem vandag. En die Here gebruik hulle, en die Here help Dawid, sodat hy hierdie manne 'n weermag kan maak, en getroue ouens wat iets beteken. Hallo? Is dit nie amazing nie? Dink 'n bietjie in ons eie lewe. In ons eie lewe, ons maak musiek. Nou, ek weet nie of jy weet nie, maar musiek het patrone. So, daar's soveel note, daar's soveel ritmes, daar's soveel van dit, en die goeters herhaal op mekaar net verskillende toonhoogtes. So as dit by mekaar gesit word, kan jy musiek maak. Maar het julle geweet, daar's 'n ding wat hulle noem in musiek wat tot 'n rusteken is. As jy musieknote lees, dan sal 'n rusteken, want partykeer moet jy bietjie stil bly. Hallo? Stilte is ook nodig, selfs binne in musiek. En dit help om die musiek meer dramaties te maak. Dit help dat die musiek meer beteken, as net 'n klomp geraas die hele tyd. Ek weet nie of jy so is nie, ek is lief vir musiek, maar die Vader weet, daar's 'n punt van too much. En dis hoe God ons gemaak het. God het ons gemaak, selfs God het 'n dag van rus gevat, voordat hy aangegaan het.
So daar moet 'n rede wees, hoekom. Nou kom ons kyk daarna, Jesaja 40 vers 31 sê vir ons, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Nou, as ons as gevolg van dit wat ons lees, veroorsaak dit dat ons die twee woorde net as doeteenvoudige wag sien, wag, staan net stil, en ons sien krag net as, okay, ek kan krag kry dat ek iets kan optel. Maar dit is baie meer as dit, want krag beteken, God wil jou vermoë gee. Hy wil jou nie net krag gee dat jy voel, okay, ek is nou nie meer moeg nie. Dis nie wat God wil hê nie. God se hart is, dat jy sal besef, hy het iets binne in jou geplaas en hy vir jou vermoë gegee, wat daartoe in staat is om die wêreld om te keer. Nou die wêreld het nou al begin gebruik, ons moet 'n verskil maak daar buite, so dit raak amper afgewater, omdat hulle dit gebruik nou, klink dit asof ons ook maar net 'n sedepreek afsteek, wanneer ons sê 'n verskil maak. Maar ons weet dat die verskil waarvan ons praat, is nie net 'n verskil in die wêreld daar buite, ek doen net 'n bietjie ietsie anderste nie, maar dit is baie meer as dit. Want dit is 'n nuwe lewenspatroon, dit is 'n nuwe manier van dinge doen, wat God wou gehad het. Let daarop, dat daar staan nie, die wat hard werk, en die wat alles reg doen nie, maar die wat wag. Is dit nie amazing nie? So God wil hê, ons moet besef, ek moet wag, ek moet 'n verwagting hê. So, dit doen die volgende in my. In die eerste plek, bou dit my geloof. Want as ek moet wag, dan moet ek op die Here vertrou, want ek weet nie wat voor lê nie. Kom ons dink gegaan toe ons kinders was. As jou pa of jou ma vir jou gesê het, hoorie, ek beloof vir jou, ek sal vir jou hierdie ding gee. Was dit lekker om te wag? Nee, ons is nog erger daarmee vandag. Vandag wil mense nie meer wag nie, kredietkaart met die ding doen. Ek gaan nie wag hiervoor. Ek wil nou hê. Genade. Het julle, ek weet dit is stil week, maar is dit nodig om so stil te wees? Maar die feit van die saak is, my geloof word gebou. Toe ek 'n kind was en ek moes wag vir my pa, moes ek maar vertrou, hulle gaan dit vir my gee. Maar hier is die wonderlike ding, elke keer wat ek moes wag vir iets, en my pa het dit gedoen of gesê, gedoen wat hy gesê het, of gegee wat hy gesê het dit geloof in my gebou, dat hy sal my nie in die steek laat nie. Hallo? En dis presies wat God in jou en my lewe doen, terwyl ek wag vir dit wat hy beloof, is ek besig om my geloof te ontwikkel, want ek sien, God doen dit. God doen dit. Die volgende ding is, dit bring afhanklikheid. Want nou besef ek is afhanklik van hom, want sonder sy krag kan ek dit nie doen nie. En dan natuurlik, saam met dit, suiwer dit my motiewe. Terwyl ek dit lees, in voorbereiding, kom daai lied by my op, You've got to stop and smell the roses. And you've got to count your many blessings along the way. Want sien, as ek wag, as ek stop, en ek kan net God se goedheid sien, dan skep dit by my 'n vertroue in wie hy is. Want as ek die seën van die Here sien, dan besef ek, hy sal my nie in die steek laat nie. Nou onthou nou, as ons hier praat van wag, dan praat ons nie net in die algemeen wag nie. Ons verwys hier na Christus se woorde, dat hy gesê het, gaan wag in Jerusalem, want as julle gaan wag, dan is dit wat die Vader beloof het, gaan gebeur. En dan sê hy gaan die Heilige Gees stuur. Nou let op, dat hy sê nie, julle gaan net krag ontvang nie. Hy sê, julle gaan krag ontvang wanneer? Wanneer die Heilige Gees op julle kom. So dit kom daarop neer, dat jy gaan krag ontvang, maar jy gaan nie die krag ontvang net, dis 'n download, hier staan ek en ek kry 'n download, nee. Jy gaan daar staan en God se Gees homself kom binne in jou woon, en wanneer sy Gees binne in jou kom woon, dan sorg hy dat jy kan vrug dra, dan sorg hy dat jy kan getuig,
dan sorg hy sodat jy die vermoë het om te kan leef, anderste as wat die ou daar buite leef. Jy sien, die ou daar buite moet op sy morele staat maak om te probeer anders wees. Hy moet op sy morele staat maak om 'n oulike ouetjie daar buite te wees. Maar waarvoor? Ek ontvang sy Heilige Gees, sodat sy Gees in my woon en ek krag het, sodat ek daar buite kan leef in afhanklikheid van hom. Jy sien, die Gees word uitgestort op mense wat oop is. Wat ontvanklik is. Mense wat honger is. Mense wat afhanklik is. As ek wil iets ontvang, kom ons dink gou aan die tyd waarin ons leef. Ek dink almal van ons het al 'n koerierpakkie ontvang. Nou, een van die frustrasies is, as jy nie op een plek is waar iemand die pakkie kan ontvang nie. Dit maak jou moontlikheid om jou pakkie te ontvang 'n bietjie minder. Hallo? Of jy bestel die ding, en jy moet op verlof gaan, en hulle het te laat die ding gestuur, en nou moet hy kom, en daar is niemand by die huis. Nou, die voorbeeld dan van dit is, God wil graag sy Heilige Gees gee, maar as ek nie wag, en ek by die adres is waar God wil hê ek moet wees nie, dan kan ek nie ontvang wat hy vir my wil gee. En hier's die ding, baie keer dink mense, en daar is 'n klomp ouens wat dit sê, maar die Heilige Gees was net uitgestort toe die tyd in Jerusalem en nooit weer nie. Ons ervaring is, die Heilige Gees is elke oomblik van elke dag beskikbaar as ek toelaat en ek ontvanklik is. So hy doen dit nie net een keer nie, hy doen dit aanhoudend en aanhoudend en aanhoudend. Dis nodig dat ons dit sal verstaan. En dis hoekom ons na die volgende punt toe moet gaan en vir mekaar sê, om te wag is nie passief nie. Om te wag is aktief. Ek is die heeltyd besig om te wag. Laat my dink aan ons kinders. As hulle gehoor het, oupa en ouma kom kuier. Hallo? Hulle hardloop die heeltyd uit en in, om te gaan kyk of oupa hulle al hier is. As hulle toeter of 'n ding hoor, dan hardloop hulle. Is ons soos kinders wat sê, Here, ek kan nie wag nie, ek is opgewonde daarmee. Dink 'n bietjie daaraan dat 'n vrou wat swanger is, as sy swanger word, dames, hoeveel van julle toe jy swanger geword het net eenvoudig op 'n bank gaan sit en gesê, right, ek wag vir die babietjie. Wat gaan jou ma vir jou sê as jy dit doen? Ek het al gehoor wat sê party ma's vir vrouens wat swanger is en wat nou, sê hulle, ag nee man, jy is nie dood nie, jy is net swanger. Kom nou. Maar jy gaan sit nie. Die lewe gaan aan, so jy's besig met sekere goeders, maar jy maak jou reg vir die baba. Hallo? Jy's besig om jouself op 'n plek te kry waar die kamer moet reg wees en die bed moet reg wees en die klere moet reg wees en jy deesdae wil jy weet wat se geslag die kind is, dat jy daarom nou nie pink goed koop en dit moet gaan omruil. Hallo? En dis vir 'n baba, dis nie eens vir God se gees, vir God se inwerkende krag binne in jou en my lewe nie. Jy sien, die disippels het nie net gesit en niks gedoen nie. Ons sien daar dat hulle het volhard in gebed. Ons sien, hulle was in eenheid saam, as jy die gedeelte gaan lees. Hulle was eensgesind. En dan natuurlik, hulle het God gesoek. Hulle het God gesoek. Onthou julle wat het ek nou gesê? Hulle het nie huis toe gegaan en gaan visvang nie. En gehoop dit happen net hier langs die pad, terwyl hulle besig is om vis te vang nie. Hulle moes gaan wag, en ek dink dit is wat Jesus wou gehad het, dat hulle op die regte tyd, op die regte plek was.
Want kyk, dink gou daaraan wat het God gedoen. Toe Jesus vir hulle sê, hulle moet in Jerusalem wag, het hy geweet dat op die dag van Pinksterfees, is daar klomp mense in Jerusalem. Sodat wanneer die Gees uitgestort word, dan moet al hierdie ouens in hulle eie taal hierdie mense hoor bid. Ek het nie eens die tale getel nie, maar daar was 'n paar tale. As ek reg is, dink ek, dit was so iets soos 9 of 11 verskillende tale wat hulle gepraat het, van verskillende streke. En hier was die aardige ding vir die jong mense wat friekie was dat die woord sê, dat terwyl hulle in tale praat, sê elkeen van hierdie ouens aan die buitekant, hoor ons dink hierdie ouens is hulle het iets gedrink, want hulle hoor hulle in hulle eie taal praat. Op een slag hoor al hierdie ouens hulle in hulle taal praat. En dis hoe die Here gekies het om dit te doen. En dis hoekom hulle in Jerusalem moes wees. So God weet presies wat hy doen wanneer hy vir jou en my vra om te wag. So jy bid wanneer jy wag, jy vertrou wanneer jy wag, jy's gehoorsaam wanneer jy wag, en dan natuurlik, jou fokus is op hom. Jou fokus is op God. Die probleem is, wanneer ons nie fokus op dit waarop ons moet fokus nie, dan raak ons aandag afgelei. Dan kry ons geestelike. Is dit ADD? Attention Deficit Disorder. Ek sien, Tannie my rede dan. Jou aandag word afgelei, want jy kyk hierdie kant toe. Hoeveel van julle het al bestuur, en dan vang jou oog iets aan, en dan kyk jy daar, en dan ry jy iets anders te vas. En in 'n mate verloor ons so, baie keer ons fokus van God af. Nou sê hy, wag op die Here, en hy sê twee goed, in Psalm 27 vers 14, hy sê, wag op die Here, wees sterk, en laat jou hart sterk wees. Het is aardig dat hy dit so bo op mekaar sê. Het is nie 'n enkel hamburger nie, dit is 'n dubbel hamburger. Hy sê, wees sterk, en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. So hy herhaal dit ook 2 keer. En gewoonlik sê jy 'n ding 2 keer, as jy wil hê iemand moet luister. So die dubbele aksent is daar so, wees sterk en wag, né? Nou wat doen dit? Wag lei tot krag en vervulling. So daar's altyd hierdie proses. So as ek wag, dan sit op pad na iets toe. En die goeders wat daar is my vrees, omdat ek wag op die Here, word nou vervang met vrymoedigheid. Kan julle onthou die disippels kon omtrent nie praat nie? Jy sien hulle amper niks sê nie, hulle maak foute en verloon Jesus en hardloop weg. Was hulle bang? Definitief. Ek is seker, ek sou eers gehardloop het. Ek's maar skrikkerig gehou. Veral as ek agterkom, daar's wapens by betrokke. En hoor wat gebeur, die oomblik toe die Heilige Gees kom, toe word hierdie vrees verander in vrymoedigheid. Sien, dis wat die wag doen. Die wag bring my op 'n plek waar ek kan ontvang. Gewone mense word ewe skielik mense wat buitengewone dinge doen. Ewe skielik waar jy nooit vir 'n ou sou bid nie, as die Gees krag oor jou kom, want jy vrymoedigheid om vir 'n ou te bid wat jy nooit gedink het jy sou kon doen. Weet julle hoeveel ouens ken ons wat pastore is? As jy vir my op skool gevra het of ek sal doen wat ek nou doen, en hier sou staan, dan sê ek vir jou gesê, nee, kopie raas. Ek is een van die ouens wat van die minste punte gekry het as dit gekom het by praat.
Maar die Here het 'n manier om, wanneer sy gees in jou uitgestort word, dinge te doen. En dan natuurlik, wat het gebeur? Die kerk is gebore. As gevolg van hulle gehoorsaamheid. Sien hierdie tyd na op pad na Pinkster toe, is 'n verwagtingstyd. En ons wil jou aanmoedig, in hierdie tyd, dat jy nie sal ophou om die Here te soek nie, maar meer intens die Here sal soek. Onthou wat het ek aan die begin gesê, God is alomteenwoordig. Maar die feit van die saak is, as ek my nie draai na hom toe en my fokus op hom nie, dan kan ek in sy teenwoordigheid wees, ek kan all over the show wees, en ek mis hom. Hallo? Dis soos 'n man en 'n vrou omtrent wat in 'n huis bly. Hulle is by mekaar in die huis, maar hulle is verby mekaar. Dis nie wat God wil hê nie. God wil so graag hê, dat jy meer sal ervaar van wie hy is. As die vraag vir jou en vir my vandag, is daar nie iets waarvoor jy dalk wag? Is daar dalk iets waarvoor jy wag, 'n deurbraak, of iets in jou finansies, of iets in jou liggaam, of iemand in jou familie wat moet genesing ervaar? En jy voel, ek kan nie meer wag nie. Ek wil jou aanmoedig vanmôre en sê, byt vas. Hou aan wag. Maar die belangrike ding is, terwyl jy wag, fokus op die Here. Fokus op hom. Moenie net fokus op daai, miskien moet ek dit so sê, moenie fokus op jou verwagting nie, fokus op hom. Want hy ken jou hart. Hoor julle? So, nou haal ek my fokus af van hierdie ding wat ek wil hê. Ek fokus my gedagtes op hom, en saam met hom, met sy gees binne in my, sal hy my help om daarby uit te kom. Verskil tussen die twee. Want nou is my vertroue nie net in die ding nie, my vertroue is in hom, in God. Vra jouself af, wat leer jy hierin? Onthou wat het ons nou gesê, in hierdie hele wagtydperk, dink aan Abraham, dink aan Dawid, dink aan Josef. Een van die mooiste goed vir my van Josef was, toe sy broers voor hom staan, en hy het al die reg, en hy het die vermoë, en die krag, om te sê, maak hulle by mekaar, julle het my te nagekom, ek gaan julle nou wys. Doen hy nie dit nie, wat doen hy? Hy sê, ek wil nie, julle moet sleg voel oor wat julle gedoen het nie. Want was dit nie vir dit, wat ek gevoel het, ek is te nagekom nie, ek gebruik nou maar ons woorde, het hy vir hulle gesê, was dit nie vir dit nie, dan was daar nie vandag redding. Was ek nie hier, sodat die hongersnood die hoofgebied kan word. So, dis wat ek en jy hierin kan leer. Is in die tyd wat ons wag op die Here se belofte vir dit wat ek nodig het, gaan die Here my karakter vorm, sodat dit nie net vir my situasie nie, maar vir meer as net my situasie, iets meer kan beteken. So God wil nie net sy gees vir jou gee nie, dis wat so wonderlik is van die almagtige, alomteenwoordige skepper God. Hy stel nie net belang in net om jou in die kerk te kry nie, hy stel daarin belang dat jou lewe binne in die wêreld dit sal wees wat hy wil hê. Sodat hy die eer en die lof kan ontvang en sodat jy ook nader aan hom kan kom. So, in afsluiting, die opstanding herinner ons, God het reeds oorwin. Die wagtyd herinner ons, God is nog besig. So hy het die oorwinning behaal, maar hy is nou besig, en dan, onthou, moenie jou wagtydperk verag nie, want dit is die tyd wat God gebruik om jou te laat groei. Amen. Dit alles het God bewerk
deur sy seun, wie se liggaam vir jou en vir my gebreek is. Ons het nou vir mekaar daar in die bidkamer gesê, wanneer God sy seun gee, dan laat hy toe dat sy seun gebreek word vir jou en my. Nou in die Ou Testament het hulle altyd 'n lammetjie gevat, en dan was die geslag, en dan was die sonde wat hulle van gepraat het bedek. Hulle moes hierdie lammetjie doodmaak en offer op die altaar. En net so moes Christus ook geoffer word. En nou is dit wonderlik om die Nuwe Testament te ken. Wat sê die Nuwe Testament? Die Nuwe Testament sê dat sy liggaam was vir jou en vir my gebreek. En dan sê dit sy bloed het vir jou redding, verlossing en genesing bewerk. Nou dis maklik vir ons om vandag net histories terug te dink aan Christus. Dat hy het geleef en hy het gesterf en hy het opgestaan. Maar ek wil hê, jy moet meer as net histories aan hom dink. Ek wil hê, jy moet vanmôre aan hom dink in terme van die een wat aan die regterhand van die Vader sit, wat dit vir jou bewerk het. En neem dit vanmôre, wanneer jy dit neem dit in oorwinning. Neem dit in die lig van, jy staan as meer as 'n oorwinnaar, want Christus het vir my dit bewerk. Nie ek by myself, hy het dit gedoen. Ek wil vra dat die mensies wat ons gaan help om die offerande, mooi Leon, om die nagmaal te bedien, net sal vorentoe kom.